Goed, ons gaan saam lees vanmôre uit die woord van die Here, uit twee gedeeltes wat voorkom uit Markus hoofstuk 3 en ook daarmee saam in Handelinge hoofstuk 4. So as jy wil, kan jy saam met my blaai na Markus hoofstuk 3, net 'n paar verse saam lees en dan 'n bietjie verder lees en meer lees in Handelinge hoofstuk 4. Nou, terwyl die Bybel so oop is voor ons, kom ons raak stil en dan bid ons net saam. Here Jesus, ons wil vanmôre vir U baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre het om so saam te kan wees by die huis van die Here. En Here, soos terwyl die kollekte opgeneem is, die liedjie wat gespeel het so in die agtergrond, dat God is hier teenwoordig, dat Hy is in sy tempel. So weet ons dat U vanmôre hier in ons midde is. U is saam met ons vanmôre. Dit is die belofte wat U vir ons gegee het in die boek van Matteus wat sê waar 2 of meer dan saam is in U naam, en daar is Hy in hulle midde. En ons weet dat U vanmôre hier is, Here, want dit is wat U vir ons beloof het. Ons weet ook dat U die een is wat in elkeen van ons harte gewerk het om vanmôre hier saam te kom, om saam te sing en saam te aanbid. En Here ook om te luister na dit wat U graag vanmôre dan vir elkeen van ons wil kom sê. En daarom erken ons vanmôre en bely voor U, Here, hierdie oomblik, dit is U oomblik. Die liedere wat ons gesing het, dit is U liedere. Die boek waaruit ons gaan lees, is U boek. Elke persoon vanmôre, Here, is U kinders, wat U vir U bymekaar gemaak het, soos 'n skaap in 'n stal deur sy herder. Dis U uur, Here. Kom praat met elkeen van ons ook in die dag, in die dae wat ons saam gaan wees, in 'n taal wat ons almal sal verstaan. U ken tog ons harte, U ken die behoeftes, U ken die vrae in ons gemoed. En tog, Here, is ons ook vanmôre so bewus daarvan dat hierdie dag was die dag wat die Heilige Gees uitgestort is daar in Jerusalem en die begin was van die kerk wêreldwyd wat skielik gegroei en ontplof het. En Here, binne 'n kwessie van 'n paar jaar is die gemeentes bemoedig en versterk in Jerusalem, in Judea, in Galilea en tot aan die uithoeke van die wêreld het U gegaan vanaf hierdie oomblik. En daarom is ons wagtend op U, Here, vir 'n varsheid van U Gees, 'n vars aanraking van U in 'n tyd soos vandag, dat ons ook kan uitgaan om te gaan doen en te gaan leef soos wat U dit ook gegee het vir U disippels soveel jaar gelede. So seën vir ons, Here, in die lees van U woord, en mag dit vir U behaag vanmôre as ons so saam is rondom U woord. Here, ons so 'n stappie nader te bring na dit waarna ons so smag en verlang, is dat U vir ons landsreën sal gee op geestelik gebied. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan 'n paar verse lees uit Markus hoofstuk 3. Daar staan geskrywe in vers 13, en Jesus het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou gehad het, en hulle het na hom gekom. En hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek en magte hê om siekes te genees en duiwels uit te dryf. Maar net hierdie woordjie, sodat hulle saam met hom kan wees. En dan lees ons in Handelinge hoofstuk 4, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. Hulle het die hande aan hulle geslaan en die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en owerlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem en mekaar, ook Annas, die hoëpriester,
en Caiaphas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoë priesterlike familie was. En toe hulle voorgebring het, vra deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? En daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het. Laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen, wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En dan ons teksgedeelte vir vandag. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Markus 3 sê vers 13 tot 15, sodat hulle by hom kan wees. Hier word hulle herken as mense wat by die Here Jesus was. Kom ons lees net tot daar eers uit die woord van ons liewe Here. Ek het die voorreg gehad om al verskeie kere te reis, om te gaan stap in die voetspore van die Here Jesus, daar in die land van Israel, en by al die plekke te wees waar Jesus gewoon en gewerk het, verskeie kere oor baie jare heen. Maar ek onthou die heel eerste keer toe ek gegaan het na Israel toe, was ek so opgewonde gewees om te gaan stap daar waar die Here Jesus was. Ek het al so 'n dag of wat voordat ons moes vertrek het ek al my tas begin pak en begin regmaak, en toe het ek die laaste dag vir Oula so 'n lekker stortbad geneem, en my hare gewas, my baard geskeer, hempie aangetrek en vars die oudertjie aangespuit, en toe is ek op pad lughawe toe met my vliegtuigkaartjie. Toe ek nou daar kom, het sy so 'n paar goedjies ingetik in daai masjien voor haar, en toe gee sy vir my 'n instapkaart of 'n boardingkaart. Toe ek gaan sit daar op die vliegtuig, ons vlug sou vertrek tot daar by Istanbul, van daar na Jerusalem, of ten minste by Tel Aviv, en so het ek gaan sit op daai vliegtuig. Maar ek was so opgewonde gewees met die oornagvlug, ek kon eintlik nie slaap nie. Maar soos wat die ure van die nag verbygaan terwyl ons vlieg, het ek gesien al die mense rondom my lyk en beleef maar presies dieselfde wat ek ervaar in daai oomblik. Mense raak so 'n bietjie moeg en tam. Jy skuif so rond van die een kant na die ander kant van die sitplek, en jou klere raak so 'n bietjie gekrekel, jou hare begin staan, jou oë raak so 'n bietjie rooi van min slaap, en jou asem begin so 'n bietjie stink as gevolg van die tandeborsel nie, en so lyk almal miskien maar dieselfde in daai vliegtuig. Maar ek onthou die volgende môre toe ons geland het in Istanbul, het ek daar by die waskamer ingestap en my baard gaan skeer, en my hare gewas sommer daar in die wasbakkie, en my tande geborsel en 'n skoon teempie aangetrek en 'n bietjie gespuit, en toe voel ek heel wat beter. Waarom vertel ek dit nou vanmôre vir u so hier aan die begin van ons diens saam? U sien, soms elkeen van ons is op 'n reis saam met die Here. Dit begin op daardie dag wat jy die Here Jesus leer ken as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Dit as jy daai instapkaart gekry het wat bevestig dat jy die getuienis van God se Gees het in jou hart, dat jy sy kind geword het. Jy sien baie mense dag Sondag na Sondag by 'n kerkdiens op met 'n vliegtuigkaartjie in die hand, maar ontvang nooit 'n instapkaart wat die getuie is van God in jou hart, dat jy weet omdat jy weet dat jou saak met God reg is nie. En baie stap weg Sondag na Sondag met daai selfde uitnodiging van 'n vliegtuig na sy huis toe, en hy was by die kerk, en hy voel nie te sleg oor homself nie, en hy's reg vir die week wat vir hom voorlê, maar hy ken nog steeds nie die Here Jesus as sy persoonlike verlosser en saligmaker nie. Maar dan is daar mense wat hom ken, wat daardie getuienis in die harte, daardie instapkaart gekry het op daai reis, en jy weet jy's op pad na die ewige bestemming, om vir ewig en vir altyd saam met hom te wees, daar by die nuwe stad Jerusalem aan die einde van die tyd. En dan begin daar goed in 'n mens se lewe plaasvind, dinge wat gebeur, wat te maak dat 'n mens nie is waar jy behoort te wees in jou verhouding, of in jou wandel saam met die Here nie. En daarom is 'n vervulling, of 'n vars aanraking van God se Gees so nodig van tyd tot tyd in 'n mens se lewe, dat die Here weer 'n varsheid kan bring in 'n mens se hart. En daarom die woordjie herlewing
het ek vir julle 'n paar woorde uitgelig hier agter. Vind 'n mens mos net 'n paar keer in die skrif wat daarna verwys. Die heel eerste woord is die woord Shaya, wat beteken om jou te kom herstel na die posisie wat jy gehad het in die begin van jou verhouding saam met die Here Jesus. Jy sal nog onthou daardie dag, toe jy Jesus leer ken het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, of selfs gekom het aan die einde van jou lewe met hartsreiniging, die Here vertrou het vir die vervulling met die Heilige Gees, was dit vir jou gevoel of jy so sweef oor die aarde. Jy wil net vir almal vertel van dit wat Christus vir jou gedoen het. Daar was soveel blydskap en vrede en rus en 'n stukkie opgewondenheid in 'n mens se hart. Is dit nie so nie? Maar tog, soos wat tyd verbygaan, begin 'n mens so 'n bietjie taan en jy begin tam word en moeg en begin uitsak en jy is nie waar jy behoort te wees nie. En daarom die woord herlewing is om jou te herstel. Die woord is restore, om jou terug te bring, dat hy jou kan kom verfris, staan daar geskrywe, dat daar nuwe groei kan wees, is die woord anotulu, wat 'n mens vind in die boek van Timoteus. So hy sê, hy bring jou terug, hy kom herstel jou, hy kom raak vir jou aan met 'n varsheid in jou gees, dat daar weer nuwe groei kan wees, en daardie groei is om geestelik volwasse te word, en Jesus gelykvormig te word in 'n mens se lewe. En ek wil vanmôre begin, om met u so 'n bietjie te gesels oor dit, maar dis Pinksterdag, om te praat oor ou Petrus. Jy weet, Petrus, as mens kyk na ou Petrus se lewe, veral voor Pinksterdag, is daar verskeie dinge wat 'n mens van hom ontdek. Sy naam was geskryf in die boek van die lewe. Dit lees 'n mens mos in Lukas hoofstuk 10 vers 20, kan jy maar gaan lees in die eie tyd. Sy was gered, met ander woorde, en hy is deur die Here Jesus geroep in Matteus hoofstuk 4, ons het gelees ook in Markus hoofstuk 3 vanmôre, al die gedeeltes waar Jesus hom geroep het om 'n volgeling van Christus te word. Maar as 'n mens nou sy lewe gaan kyk, dan sien 'n mens, hy was in die binnekring gewees van Christus. Daar was mos 12 disippels, maar 3 was in die binnekring, en hy was een van daardie 3 gewees. So hy het die Here Jesus se stem gehoor, en beleef dinge saam met Christus, wat die ander nie beleef het nie, soos daar op die berg van verheerliking, in Galilea se omgewing. Hy was daar gewees. Hy het wonderwerk op wonderwerk gesien en beleef saam met Christus en saam met die ander disippels, soos wat Jesus beweeg het deur die aarde vir daai 3 jaar wat hy rondom Galilea en tot in Jerusalem rondgetrek het en mense aangeraak het. Maar dan kom daar 'n oomblik wat Petrus vir die Here Jesus sê, ek sal u volg en ek sal vir u dien, ek sal selfs saam met u sterwe. Dit klink nou snaaks om dit vir u te sê vanmôre, maar baie van ons maak maar dieselfde beloftes, is dit nie so nie? En dan faal ons Christus baie keer, heel dikwels sommer daar reg by die huis voor die televisie, met goddelose goed op, vloekwoorde, en beelde wat 'n mens dikwels sien. Ek praat nie eers van goed op die internet, en Facebook, en al hierdie klomp videoklippies wat ons mense, ons boere mense vir mekaar aanstuur in Suid-Afrika. Ek verstaan goeders rondom die droogte en die reën, maar baie van ons mense stuur vir mekaar grappietjies aan wat onder die beld is en verskeie ander goeders. En so kan ons maar kyk, dikwels hoe verloon ons ook Christus, net soos ou Petrus, maar daar by die huis. En in geselskap as ons saam lag en verskeie ander dinge wat gebeur. En dan sê die Here Jesus vir hom, maar jy gaan voor hierdie aand, gaan jy, die aankraai, gaan jy my verloon. Dis Petrus voor Pinksterdag. 'n man wie se naam geskryf is in die boek van die lewe. 'n man wat gered is, 'n man wat hemel toe gaan, 'n man wat in die binnekring was van Christus, 'n man wat vol bravade was, wat wil uitstyg bo sy geslag, en dan faal hy. Nou, u ken mos die verhaal so goed, en dan sien 'n mens vir ou Petrus, en ek wil graag vanmôre met u gesels oor Petrus na vandag, in die boek van Handelinge. Nou, ek het vir u 16 punte, maar as ek die tyd so dophou, gaan ek nie by hulle uitkom vanmôre nie, maar ek gaan so 3 of 4 met u deel, maar die PowerPoint is daar agter gelaai by ons broeder. U kan dit gerus kry daar by hom as u sou belangstel om so 'n bietjie meer te leer van ou Petrus se lewe. Jy weet, as 'n mens kyk na die gedeelte, Handelinge hoofstuk 4, ou Petrus en Johannes voor die Joodse raad, wat hulle was in daardie oomblik, dan ontdek mense aangrypende ding hier van Petrus se lewe. Weet jy wat is dit? Hy raak groot as 'n Joodse jongman in die land van die Bybel. Nou, as 'n mens groot raak in Israel as 'n Joodse seun, dan gaan 'n mens deur die sonnaskoolklas wat 'n mens doen, Bet Shefer.
Dan leer jy van Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. En baie van daai jong Joodse seentjies in Israel ken 'n groot deel van daai eerste 5 boeke van die Torah gememoriseer uit die kop uit. Teen die ouderdom van tussen 8 tot by 9 jaar as 'n mens gaan kyk. As jy 11 jaar is, dan het jy al die Torah gelees en gememoriseer verskeie kere. Dan word jy uitgelig na die volgende vlak wat hulle praat van die gedeelte van die Tanakh, dis die Bet Midrash, dan leer jy die res van die Oude Testament tot by die klein profete. En dan as jy goed genoeg geag word, dan word jy deel van 'n rabbi sisteem om 'n student te word. Bet Talmud is die ding se naam wat 'n mens dan inskrywe as deel van daai sonnaskoolklas, wil ek amper sê. En dan van ouderdom 15, 16 tot ouderdom 30 is jy 'n student van 'n rabbi wat jy saam met hom stap. Nou as 'n mens Israel toe gaan vandag, dan sien 'n mens baie studente wat daar rondstap van hulle rabbies. Nou party rabbies dra 'n hoedjie wat so skuins sit op sy kop, so skuins agter so. Party se hom dra so. Party rabbies het lang haartjies langs die kante af. Party het niks haar nie, party het 'n baard, party het nie 'n baard nie. En al die studente wat saam met hom stap, se hare draai presies dieselfde en sy hoedjies dieselfde. As die rabbi self na die badkamer toe gaan, gaan die studente saam badkamer toe. Want as die Here dalk met hom praat in die waskamer, moet ons hoor wat God vir hom sê. Dis 'n student van 'n rabbi. Nou Petrus was nie so 'n student nie. Hy was 'n visserman. Hy is huis toe gestuur. Hy was nie goed genoeg geag om die student te word van 'n rabbi nie. So hy het deurgegaan, hy het Bet Shefer gedoen en Bet Midrash. Hoekom noem ek dit vir u? Want u moet dit verstaan. Hy was 'n Joodse jong man wat opgegroei het in die Joodse kultuur, wat die hele van die Ou Testament gelees het en bestudeer het en gememoriseer het, net soos al die ander jong mense van sy tyd deur al daai sonnaskoolklassies gegaan het. En dan ontmoet hy die Here Jesus as sy persoonlike verlosser en saligmaker. En dan vir die volgende 3 jaar sien 'n mens nooit vir Petrus Bybel lees of verwys na 'n skrif nie. So wat is die punt wat ek wil maak vanmôre? Hoe weet ek dat my mense in Suid-Afrika, ons mense, nie by 'n plek is waar hulle behoort te wees nie, is bloot net om te kyk, hoe gaan ons mense met die boek om? Of ons hom lees. Jy sien, Andrew Murray het gesê destyds dat een van die grootste probleme in die kerk vandag is nie noodwendig of jy vandag jou Bybel gelees en gebid het nie, maar toe jy tyd spandeer het in die lees van God se boek, het die Here met jou kom praat en met jou kom ontmoeting maak. Ek wil vanmôre vir u sê, ek bly in soveel huise. En nou, baie keer is dit lekker om in 'n gastehuis te bly, in 'n hotelkamer, ter wille van privaatheid, en mense is dikwels moeg gepreek, maar ek bly in soveel huise wêreldwyd. Ek wil vir u sê, hier nie ver van julle af nie, is 'n plek met die naam van Porterville, was ek 1 jaar in 'n gemeente gewees. En ek het die predikant vir 8 dae die Bybel nie sien lees en bid. Toe vra ek vir hom later, wanneer lees jy die skrif? Want die voorstaan geskrywe, so sê die Here, dat jy vir die mense kan sê, dit is wat God vir jou gesê het. Hoe weet ek ons het 'n vars ontmoeting met God nodig? Dis net om te kyk, hoe gaan ons om met die Here se boek? Lees jy die woord? Want kyk wat gebeur met ou Petrus. Onthou, sy hart is vars aangeraak op Pinksterdag, daar in Jerusalem, en skielik het dit vir uitgelig, vers 11, kyk vers 12, hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. Wat maak hy? Hy quoteer Psalm 118 vers 22. Dan kan jy maar aanlees, ons kom ons by vers 25, dan sê hy maar, waarom het die nasies gewoed en die volk nietige dinge bedink? Ek quoteer nog 'n teksvers, Psalm 2 vers 1 tot 2. Nou, elkeen van ons vanmôre het 'n ou teksversie wat ons aan vashou, is dit nie so nie? Johannes 3 vers 16 of Filippense 4 vers 6, en so is daar 'n teksvers wat vir jou baie beteken. Gister soos het luister na 'n vrou het praat van die gedeelte waar sy verwys na Genesis hoofstuk 16 wat sê maar, wat die Here sê, my oog sal op jou wees. Hy is so diep getref in my hart, ook so gereed met die kar, my oog sal op jou wees. In Genesis. Elkeen het 'n teksvers. Ek onthou toe ek 'n jong seentjie was, van 6 jaar oud, en ons groot geraak in Carnarvon se omgewing, en dan elke Sondagmiddag wil my papi net so 'n middagslaapie gaan neem, en dan wil ek en my suster nou 'n bietjie speel, ons was baie raserig daar by die huis. En dan sê my pa, moet hier langs die bed kom lê, en dan ek lê aan my pa se kant van die bed, en my sussie lê aan my ma se kant van die bed, en dan moet ons lê en slaap vir ten minste vir 'n uur, as jong kinders van 5, 6, 7 jaar oud.
Maar dan kan ons nie slaap nie. En dan rol ons albasters vir mekaar onder die bed deur en dan speel ons 'n bietjie en dan sê my pa, maar dit gaan nie werk nie want hy maak so 'n tjurr geluidjie onder die bed. Hy kan nie slaap nie. Toe sê hy maar ek sal iets anders te doen. Sondag na ete, as ons voor pa kan staan en ons kan 'n psalm wat ons gememoriseer het opsê, dan kan ons gaan speel. En ek onthou die heel eerste psalm was Psalm 23, wat ek as 'n 6-jarige seentjie gememoriseer het. So trots voor pa gestaan na ete, want dan kan ek gaan speel. En toe raak mens groot en 'n tiener en jy gaan in die wêreld en as jy weer sien as jy 'n jong seun wat iewers in die wêreld verval geraak het en toe ek die Here Jesus leer ken as verlosser, toe kom Psalm 23 in my hart op. Die saad wat gesaai is, het al die jare maar net gelê, dormant. Kyk wat doen Petrus. Vir 3 jaar stap hy saam met Christus. Hy verwys nooit na die skrif nie. Jesus quoteer 87 teksverse in die boek Matteus alleen uit die Ou Testament. Maar Petrus niks nie. Tot hierdie oomblik. Hoe weet ek, ons mense het 'n vars ontmoeting met God nodig in Suid-Afrika is bloot om te kyk hoe gaan ons met die boek om, of ons hom lees. Nou, u weet vanmôre, of u al vanmôre tyd spandeer het in die boek, is dit nie so nie. En of u dit gister oopgemaak het, of Vrydag, om uself te versadig in die boek. Wat so Jeremia gesê het, toe ek die woord van God gevind het, het ek hom opgeëet, en die woord was 'n vreugde en 'n vrolikheid vir my hart. Toe hy begin lees, toe ontdek hy 'n aangrypende ding. Weet jy wat is dit? Hy ervaar die krag van die woord, wat skielik vir hom die krag gee om op te kan staan. Ek lees vanmôre alweer in Petrus se gedeelte dat hy sê, maar werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir dit. Daardie woord wat, as mens hom gaan vir bietjie bestudeer, gee vir jou 5 of 6 betekenisse daarvan. Hy gee vir jou die krag en die sterkte en die wysheid en die rustigheid in die hart en die vrede wat daarmee saamgaan. Kyk wat doen hierdie man met die teksvers. Hy staan voor die Joodse Sanhedrin, waar hy beskuldig word dat hy 'n volgeling van Jesus is, voor ou Annas en Kajafas, en hy sê maar, of ons dit nou reg is voor God of voor julle, maar dit is onmoontlik vir ons om nie te getuig van, om te vertel van dit wat ons gesien en gehoor het nie. Die krag van die woord. Jy weet, ek was 1 jaar besig met 'n reeks dienste gewees in Ierland, en ek het gepreek daar by 'n herlewingskonferensie, en ek het gevlieg van Belfast na Londen, van Londen terug na Johannesburg, en terwyl ek op die vliegtuig was van Belfast af vir my konneksievlug in Londen, toe breek daar 3 onwettige immigrante van Zimbabwe by my huis in Pretoria. En vir die volgende paar ure word my vrou en my kind rondgeslaan en geskop daar by die huis met messe teen die kele en 'n wapen teen die bors. En toe is 'n vriend van ons daar, sy naam is Philip van Hoopstad se omgewing of Bultfontein, as ek reg onthou, en daar gewoon destyds in daardie area waar hulle gewerk het. En ek sal nooit vergeet nie, toe ek die volgende dag by die huis kom, toe ek geland het op Johannesburg se lughawe, toe hardloop my vrou na my toe, en toe vertel sy my wat die vorige aand gebeur het. Daai man het sy wapen teen ou Philip se bors gedruk, en toe trek hy daai sneller, en toe hak daai koel vas in die loop van daai sneller. My vrou vertel vir my, terwyl daai manne by die huis inbreek, toe sê sy, pappa, ek gee nie om wat jy vir die mense sê nie, maar wanneer jy preek oor vrede, dan werk dit. Toe daai mense by ons huis inbreek, toe besef ek vanaand is die al wat ons vermoor gaan word. My dogter is 13 jaar oud, pas uit die stortbad gekom, 3 manne in die huis, reg om verkragt te word en vermoor te word. En toe kom daar 'n teksvers in my hart op, sê sy, Filippense 4, wat sê, wees oor niks bekommerd nie, maar in alles maak dit bekend by die Here. Sy sê, toe ek vir daai man kyk, toe sê ek, meneer, maak tog net my dogter aan my arms vas. Sy sê vir my, hy het daar gevloek. Toe stap hy daar na 'n kabeltjie toe, en hy vat een van hierdie kabels, en hy maak hulle vas aan mekaar met die hande agter hulle rug, en druk hulle op die grond weer met hulle koppe onder die koffietafeltjie, terwyl hulle besig is om die huis te beroof. En toe sê my vrou, in daai oomblik, toe weet ek, God het my gebed verhoor. Jy weet, net so hulle terugkom om die verkrachting te doen, toe stop daar 'n man in ons draaigooi van die huis, en sy ligte skyn op die vensters, en toe hardloop hulle weg.
Die polisie het ons huis 4 uur die volgende môre verlaat. My vrou het nog haar ringe opgetel, daar op die grasperk, daar aan die buitekant. En toe vertel sy die verhaal vir my. Ek lees dieselfde dag in die beeldkoerant van 2 tannies by 'n garage in Pretoria wat beroof is. En al wat sy sê is, o Here, help my. Sy sê, sy kan nie vir jou beskryf nie, dis asof 'n wolkkolom kom hang het. En toe sê my vrou dieselfde met hulle gebeur. So 'n wolkkolom wat so kom hang het, soos 'n miswolk oor ons koffietafeltjie. En daai koel hak vas in die loop. En daar's nie 'n merk in die keel van die mes nie. Maar toe staan sy op die krag van 'n teksvers. Filippense 4:6. Ek wil vanmôre vir u sê, ons het alles wat ons nodig het in Suid-Afrika op ons lewensreis. Maar hoe weet ek ons mense worstel? Is bloot om te kyk waar alles begin. Spandeer ons tyd saam met God in sy boek. Lees ons hom, versadig ons onsself. Maar wanneer jy dit doen en die woord begin lees, dan begin daar in jou hart 'n kragbron kom, dat 'n mens kan staan op die krag van die woord. Vir wysheid en vir insig en vir hulp en vir sterkte en vir vrede en alles wat 'n mens nodig het. Van Jesus is tog die woord wat lewendig geword het, is dit nie so? Nou, u weet nou vanmôre of u die boek gelees het in die week wat verby is. Maar kyk wat gebeur met Petrus in die 3de plek. Hy begin skielik om te bid. Jy weet, as 'n mens nou gaan kyk na Petrus se lewe, dalk het hy hier en daar 'n ou gebedjie gebid, maar as ek nou Matteus lees en Markus en Lukas en Johannes, ontdek 'n mens dat Petrus het nooit gebid nie. In Lukas hoofstuk 11 kom hy wel na Jesus en sê, Here, leer ons dan om te bid, soos wat Johannes sy disippels geleer het om te bid. In Lukas hoofstuk 11 vers 1. Maar jy sien hom vir 3 jaar nooit bid nie. Hoekom noem ek dit vir u? Kom ek sê vir u. Hoe weet ek ons mense is nie by 'n goeie plek nie? Is bloot om te kyk en om te luister wat gaan aan in hulle harte rondom hulle gebedslewens. Nou, u weet vanmôre, u wat hier sit. U vrou weet, u man weet, u kinders weet. Of u 'n man of 'n vrou is wat vandag gebid het, of 'n man of 'n vrou is wat bid by die huis. Weet, so 'n klompie jaar terug het ons 'n spreker genooi van Amerika af, wat by ons kom preek het by 'n konferensie, en ek onthou ek het hom gesien daar by Centurion, waar hy in die hotelkamer gebly het, en net om te praat oor sy program vir die naweek, en net so aan die einde van die gesprek, toe sê ek, maar ons moet seker net 'n paar woorde saam bid. En toe sê hom Henry die volgende, hy sê, Frans, so ja, ons kan bid, maar weet net verseker, sê hy, ek weet presies waar 'n man staan in sy verhouding met God, deur net na sy gebed te luister. Weet, as so 'n groot godsman van Amerika dit vir jou sê, dan verloor 'n mens skielik jou lus om te bid, is dit nie so nie? Want hy weet nou waar jy staan met die Here. En ek tik so met my elmboog so in die ou wat langs my staan se ribbekas, en sy naam is Charles. Ek sê, Charles, hy net vir ons afsluit met gebed asseblief. Nou is dit sy probleem. Nou is Charles daar besig om te, hy's lank stil. En toe bid hy uiteindelik, hy sê, so kort gebedjie. Nou die aand het ons gaan uit eet saam, daar by 'n restaurant. Toe vat hom Henry vir Charles so in sy arm. Hy sê, Charles, jy's 'n baie goeie man. Hy sê, dankie oom Henry. Hy sê, weet jy hoekom sê ek so? Hy sê, nee. Hy sê, want vanmiddag toe ons saam gebid het, was jy eerlik toe jy gebid het. Eerlik. Kyk wat doen Petrus. Hoofstuk 4 vanaf vers 24 kan jy maar gaan lees. Hy begin skielik om te bid. Vanaf vers 24 tot 31. Hy bid. Hoe weet ek? Ons mense is nie by 'n goeie plek nie. Is bloot om te kyk hoe gaan ons om met gebed. Het ons 'n binnekamer lewe in die môre. En Jesus modelleer dit vir ons. Die Heilige Gees het gekom om Christus vir ons op te lig. Is dit nie so nie? 'n werklikheid te maak. Want Jesus sê, ek laat julle nie as wese agter nie. Ek gaan my Vader vra om 'n ander een te stuur wat net soos ek is om by julle te wees. Jesus modelleer vir ons 'n lewe in kontak met sy Vader. Hy modelleer hoe stap hy weg van 'n besige program, vroeg in die môre, laat in die nag. Hy sê, gaan na die binnekamer en praat met ons Vader wat in die verborgene is. Hy modelleer dit. So hoe weet ek? Is bloot om te kyk hoe gaan ons om met gebed.
Maar u weet vanmôre, u huweliksmaats weet, is dit nie so nie? Of ons manne of vroue van gebed is. As ons dan begin bid, ervaar ons die krag van gebed. Hoe weet ek dit? Kyk vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gepraat. Daar's krag, daar's gebedsantwoorde om met vrymoedigheid te gaan getuig. Vervul vars met die Heilige Gees om te kan getuig. Ek moet seker amper begin afsluit vanmôre, want dan net nog so 'n paar gedagtes. Ek moet self maar gaan bestudeer. Kyk wat daar geskrywe staan. Hulle het vrymoedigheid gehad, vers 13. Die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien. Kyk vers 19. Of dit nou reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God moet julle self beslis. Dit is onmoontlik om nie te praat van wat ons gesien en gehoor het. Vers 31, dit met vrymoedigheid die woord van God vertel. Jy weet, so 'n paar jaar terug is ons besig, nou gaan ek in Dorothea weg vir 'n naweek daar in die rigting van die Drakensberge. Maar daai naweek speel die Springbokke teen die All Blacks in Durban rugby. En die plek is vol gepak. Nou ry ons stop ons daar by Harry Smith se omgewing by die Wimpy vir 'n vroeë môre ontbytjie. Maar die plek is toegepak van die mense. Almal is op pad daar na Durban toe vir die rugbywedstryd en toe kom vra die mense van die Wimpy vir ons of ons sal omgee as daar nog 2 mense by ons ou klein tafeltjie kom sit, want hulle moet oral die mense kan akkommodeer. En ek sê nee, dis 100% reg. En ons kos is nou klaar bestel en toe sê my vrou, pappa, gaan jy vandag bid vir die kos as dit kom? Ek sê ja, natuurlik, soos altyd, jy weet. En toe sit die jong man en die meisie voor ons en ek sê vir hulle later van tyd, ons is Christene, ons bid maar vir ons kos en die twee lyk my bly saam en hulle kom van oorsee af ook. En toe bid ons, hou hande soos normaalweg en bid vir die kos. Bid sommer vir die tweekies oorkant ons ook. Jy sien, baie mense sou stil gebly het om nie mense seer te maak nie. Is dit nie so nie? Vrymoedigheid. Ons het nie eers vrymoedigheid om met die hand 'n remote control te vat en 'n kanaal te verander met goddelose goed op nie. Of om weg te kyk nie. Of om te staan vir die waarheid in 'n tyd soos vandag. Kyk wat gebeur hier. Ek onthou toe daar by Brighton by 'n konferensie gaan preek het in Engeland. Een van die hoofmekkas as mens nou gaan kyk van al die goed wat nie reg is in die wêreld daar buitekant hier. Het ek so 'n paar pakkies traktaatjies gevat. Ons het so as ek klaar gepreek het, so 'n paar ure afgaan. Dan stap ek sommer aan die strate van Brighton met hierdie pak traktaatjies in die hand. En as mense van voor kom, dan vat ek die traktaatjie en dan sê kan ek jou 'n geskenkie aanbied en dan vat die ou traktaatjie en die foto van Diana op of die Titanic en dan vrommel hom so en dan smyt hom so neer en dan spoeg hulle op die grond. Buk ek maar so af en tel ek hom op en dan vryf ek hom weer skoon en dan stap ek na die volgende persoon toe om te gaan vertel van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Hulle het vrymoedigheid gehad. Jy sou gedink het jy is hier vir die Joodse raad wat jy stil bly, jy gaan vermoor word, is dit nie so? En hy het paar dae van tevore voor die huis van Caiaphas gesê, ek sweer, ek ken nie die man nie. Maar toe kom Pinksterdag, nou sê hy by die huis van Annas en Caiaphas, hy sê, ek gee nie om wat gebeur. Dit is onmoontlik, ons moet getuig en vertel van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Ons moet seker begin haas, jy moet maar al die puntjies moet jy maar self gaan kyk. Ek wil afsluit vanmôre net met die gedagtetjie. En daar is nog nagmaal vanmôre. En 'n ete. Kyk wat staan daar geskrywe in vers 33. Dan praat hy mos nou van die begin van Ananias en Safira. En daar staan geskrywe, en met baie groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en groot genade was oor hulle almal. Wat beteken die woord en genade was oor hulle almal? As 'n mens so terugblaai na Johannes hoofstuk 1, staan daar geskrywe in die woord het vlees geword, het onder ons gewoon en ons het van sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Wat beteken dit vanmôre?
Genade beteken om iets te gee vir iemand wat hy of sy nie verdien nie. God het aan ons genade geskenk vanuit die hemel, wat ons eintlik nie verdien nie. Praktiese woord vir môre in Afrikaans sommer, is om vir iemand iets te gee wat hy of sy dalk glad nie verdien nie, wat gekoppel is aan vergifnis. Hoe weet ek ons mense het 'n vars ontmoeting met Jesus nodig, as ons worstel om te vergewe en te laat gaan en vry te spreek, sit met bitterheid in die hart en onvergewensgesindheid in Suid-Afrika. Ek kom in baie gemeentes, Australië, Nieu-Seeland, ons Afrikaanse mense, Kanada en Amerika, ons boere mense, wat sit met bitterheid in die hart oor Suid-Afrika. Wat nog te sê van tussen ouers, en as ons worstel om te kan vergewe, jy weet die vinger wat ons wys, die kritiek wat ons gee, hoe weet ek? Nou, u weet vanmôre of u in die hart iemand moet vergewe. U weet vanmôre, u vrou of u man of u kinders weet ook, hoe praat ons by die huis, hoe wys ons die vinger na ander mense, ieder as om dit net te los, die kritiek wat ons het. Ons het nie genade vir mekaar. Hy sê genade, dat ons alles gemeenskaplik sal besit, gaan verkoop alles om mekaar te help, te ondersteun. Maar ons is so selfgedrewe in Suid-Afrika, is dit nie? As goed verkeerd loop, dan wys ons die vinger vinnig na die ander skreeuweriges, na die regering van die tyd. Wat maak dit saak? Ek wil afsluit met 'n verhaal, as mens nou praat van dit vanmôre. Nie ver hier van julle af nie, was ek 1 jaar besig met 'n reeks dienste hier in die Sandvelde. En ek onthou ek het Sondagmôre begin preek tot Sondag, was 'n lang Pinkster gewees. En elke aand sit hier 'n man en 'n vrou hier voor, hy speel die orgeltjie, dan sit hy daar. En die Vrydag aand kom sê sy vrou vir my, jy moet tog bid vir ons, dominee, want die man vir my is anders hier by die kerk waar die orgeltjie speel as dit daar by die huis is. Hy slat die deure daar by die huis, hy skel op my, hy is heel anders as hier by die kerk. En die aand toe gaan bid ek vir hom, bly daar in die pastorie. En hy gaan tiel daar by die bedjie 9 uur aand, en ek vra vir die Here om met die man te begin werk. En later die aand toe lig die las in my hart, toe gaan slaap ek. Volgende môre vroeg staan daai ou daar by die pastorie, en hy's met oë wat bloedrooi gehuil is, en jy kan sien die ou het min geslaap. Hy sê, dominee met my help. Nou kom hy daar aan die binnekant, en praat ons so 'n bietjie. Ek sal nooit vergeet nie, hy sê, daar's goed wat my pla. Ek sê, nou begin praat ons. Hy sê, man, hy het sy seun soos 'n hond weggejaag hier van die huis af. Hy het 'n rusie gehad met mekaar. Ek sê, maar nou kom ons bid saam, en hy bely dit voor die Here. Ek sê, maar nou kan, bel jou seun, hy bly daar aan die strand. Hy kan die straat se naam vir u noem. Bel jou seun vanmôre. Sy pa het vanmôre by God uitgekom. Kom huis toe my kind. Nee, dit is reg, sê hy. Hy staan so op en hy buk en hier val 'n lotto kaartjie uit. Ek sê, oom, wat is dit die? Hy sê, dis 'n lotto kaartjie. Hy sê, ek spandeer R330 per week in lotto kaartjies. Dis nou pensioengeldjies van al, seker so 10 jaar terug al. Dis baie geld. Sê, weet jy wat sê die Here van die ding? Hy wil jou doodmaak. Weet jy dat die eerste 4 mense wat dit gewen het onnatuurlike dode gesterf in Suid-Afrika? Ons wend ons tot die geluksgoeding, is dit nie? Wil nie altyd gesê, die Here gaan ons land in ballingskap plaas as gevolg van Sabbatsonheiliging, Sondag en die lotto kaartjies. En ons kyk weg van die Here af na die geluksgoeding. Nou bely die oom dit ook voor die Here, is daar weg. 6 maande later nooi die gemeente my terug om te kom preek een Sondagmôre. Toe ek daar op die kansel klim, sê ek, daar sit die oom en tannie nie meer daar nie, die tannie sit daar agter. En ek vra vir haar, sy sê, jong, die oom het nou maar weer begin lotto kaartjies koop, so 'n maand of 3 na jy daar weg is. Ek sê, ek verstaan dit, tannie. Ek het net een vraag vir tannie. Het oom sy seun gebel? Nee, sê sy. Die sê, ons soek genade by God, maar ons kan nie genade gee nie.
vryspraak om te laat gaan nie. Ek wil vir u vra vanmôre en vir u sê, mag hierdie Pinkster die begin wees, wat ons sal uitstap in hierdie gemeenskap, wat ons herken sal word as metgeselle van die Here Jesus, omdat ons by hom was. En een aspek daarvan is 'n gewilligheid om te vergewe en vry te spreek en te laat gaan en vir almal iets te gee wat hulle self nie eers verdien nie. Beginnende by jou huweliksmaat, jou kinders, jou kleinkinders. En daarom wil ek vanmôre vir u 'n vraag vra. Is jy 100% reg met God vanmôre, omdat jy 100% reg is met die mense rondom jou? Want as jy nie is nie, het jy 'n vars ontmoeting met die Here nodig. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir u baie dankie sê vir die voorbeeld van ou Petrus. Here, wie se naam geskryf is in die boek van die lewe, wat in die binnekring was saam met u, wat wonderwerk op wonderwerk gesien het, plaasvind reg voor sy oë. Here, so opgewonde was oor sy rabbi, en gedink het, wat kan nie gebeur as die Here Jesus die Romeinse juk omver kan werp nie. Dit was tog deel van hulle gedagtes en harte, want daar op weg na Emmaus het die twee vir Jesus tog gesê, van ons het so gehoop dat hy die een sou wees wat sou kom. Vol bravade. En tog faal hulle. En dan kom Pinksterdag, Here. En dan kom daar 'n stukkie toerusting vanuit die hemel, waar ou Petrus se hart aangeraak word met die volheid en die krag van die Heilige Gees. Wat maak dat hy staan onverskrokke by die plekke waar hy gefaal het, om te getuig en te vertel met vrymoedigheid. En skielik begin het, Here, om te versadig in u boek en tyd te spandeer in gebed en in gehoorsaamheid. Here, daar is soveel dinge tot by die punt van vergifnis en laat gaan. En nou vanmôre, Here, hier waar ons saam is, u ken tog immers die harte van u kinders. U weet wie van hulle vanmôre hier is, Here, of wat na die boodskap sal luister, wat Sondag na Sondag opdaag, met 'n vliegtuigkaartjie in die hand, en wegstap sonder 'n instapkaart, 'n boardingkaart. Die getuienis van God se Gees, dat ons kind van die Here is. Daarom wil ek bid vanmôre vir hulle, Here, dat u vir hulle by daardie ou plekkie sal bring, in hierdie dae wat ons saam is, om die vrede en die rus te ervaar, en die sekere wete, dat sy saak met God reg is. En Here, ons wat vir u ken, iewers langs die pad met 'n besige program, 'n krisis wat gebeur het ons bietjie begin uitsak het, Here. Dalk nie is vanmôre waar ons behoort te wees nie. En daarom staan ons vanmôre ook voor u, Here. En kom erken ons dit voor u. Kom bely ons dit voor u. Kom vra ons vir u, dat u ons sal vergewe. En dat u ons sal kom herstel, Here, soos wat u vir Petrus kom herstel het. Dat u ons harte en ons lewens sal kom aanraak met 'n varsheid, soos wat u sy lewe kom aanraak het. En Here, dat daar groei sal kom in ons harte en ons lewens, soos wat daar ook by hom groei was. En dat wanneer ons wegstap van hierdie tyd af van Pinkster, dat mense wat in kontak kom met ons hier in Velddrif en Laaiplek en Port Owen en selfs Weier, Here, ietsie sal gewaar, dat ons metgeselle van die Here Jesus is, omdat ons by hom was. En daarom bid ek, Here, vir 'n sagtheid, ek bid vir 'n gebrokenheid, ek bid vir 'n ontvanklikheid, Here, in die dae. Kom ontmoet vir ons, kom raak vir ons aan. Kom vul vir ons vars en opnuut met die volheid van u Gees. Wil ons wagtend op u is in die dae, dat u dit vir ons kan doen, sodat mense rondom ons kan gewaar
van dit wat U vir ons gedoen het. U naam ter eer. Amen. Goed, ons gaan onsself nou voorberei vir nagmaal.